Goeiedag almal. Jy weet die verhaal van die geboorte van Jesus in Bethlehem is nie die einde van Kersfees nie. Nee, dit moet bloot vir elkeen van ons die begin wees. Jesus is nie gebore om bloot 'n baba seentjie te wees nie. Hy is nie net 'n goeie voorbeeld of 'n kragtige leraar of net 'n stem vir verandering nie. Alhoewel hy al hierdie dinge was en is hy gebore om Jesus, die redder vir ons te wees. Die hartklop van Kersfees weerspieël die plan van God om 'n weg tot verlossing te bied vir diegene wat in hom glo. Ons behoort nie bloot net eenmal 'n jaar die geboorte van Jesus te vier nie. Ons moet daagliks hom as die geskenk tot ewige lewe uit die hart van God aan ons vier. Baie belangriker as al die gebruike van Kersfees is dat ons die Christus van Kersfees en sy vreugde van ewige lewe in ons harte moet hê. Mag al die liggies van Kersfees Jesus Christus uitbeeld as die lig van die wêreld wat in ons en deur ons vir almal moet skyn. Ons Kersvreugde moet niks anders as Jesus Christus uitbeeld nie. Dalk voel jy vandag eensaam, arm en hartseer en dalk het al jou kinders en vriende van jou vergeet. Maar jy moet nooit die ware betekenis van die blye Kersvreugde uit jou hart verloor nie. Dit is onmoontlik om die ware vreugde van die geboorte van Christus te ervaar sonder om hom elke dag persoonlik deel van jou lewe te maak. Maak nie saak wie hulle rug op jou draai nie. Die Here fluister nou in jou oor en hy sê, Matteus 28 vers 20, my kind, ek sal ongeag omstandighede altyd by jou wees, dag na dag, tot aan die volëinding van die wêreld. En onthou altyd, slegs in en saam met Jesus kan jy die ewige liefde, ewige vreugde, vrede, geluk, voorspoed en nog baie meer as dit hê, want hy, Jesus, is die ware vreugde van Kersfees. Ongeag enige iets in jou lewe, maak nou Jesus die ware vreugde van Kersfees vir jou, want hy is en hy sal altyd vir jou, saam met jou en met jou wees. Dankie daarvoor, Here. Amen.